Hi almal, dis Kobus van Koevoet Ministries. Nou, ek wil graag hierdie getuienis met julle kom deel en net God se naam kom groot. Net alle eer aan ons koning Jesus Christus. Dit is net altyd vir my amazing om te sien soos mense na my toe uitreik, hoe God hulle aanraak en hoe God mense vrymaak. Dan praat ek van siektes regdeur tot demoniese magte wat manifesteer. Nou, so geruime tyd terug is daar iemand wat na my toe uitreik en vir my vra vir gebed. Hierdie persoon het begin ondervind dat sy liggaamlike pyne begin kry het en probleme met haar nek en net bietjie agtergrond. Hierdie persoon is 'n kragtige intercessor, nie net vir Suid-Afrika nie, maar vir die kerke, vir revival en ook vir Israel. En dan het ek ook toestemming gekry by hierdie persoon om hierdie video te maak, alhoewel ek nie gaan name noem nie. Die oomblik toe ek vir hierdie persoon begin bid, toe manifesteer daar 'n demoon. Nou kan jy vir my sê, Kobus, hoe's dit moontlik? Dis 'n kind van God. Mense, dit gebeur. Somewhere, somehow, het daar 'n deur oop gegaan en die vyand het reg gekry. Die feit van die saak is, ek sê vir hierdie demoniese mag om te confess. Want Filippense 2 vers 9 tot 11 sê, elke knie sal buig, elke tong sal getuig dat Jesus die Christus is. En hierdie ding sê die volgende. Hy's gestuur deur 'n persoon wat in die kerk is waar hierdie intercessor betrokke is, deur Sangomas wat in Mpumalanga is, om die revival in die kerk te stop. Want hierdie intercessors bid vir revival in die kerk. Hoor mooi. Sangomas in Mpumalanga het deur 'n heks wat in 'n kerk is, vloeke en wat dit ook al mag wees, gestuur na hierdie intercessors toe, om hulle aan te val, om hulle siek te maak, om die revival in daardie spesifieke kerk te stop. Hy sê die volgende, dat die oop deur in die kerk, en dit was glad nie vir my snaaks geweest nie. Ek kon dit ook geraai het. Is geldgierigheid. Geld is die oop deur in die kerk. En hy soek om daardie spesifieke kerk aangeval word. Nou ek kan nou vir julle sê, as dit in een kerk gebeur dit in, ek wil amper sê 98% van die kerke, nie net in Suid-Afrika nie, reg oor die wêreld, want geld speel 'n baie belangrike rol in kerke deesdae. Die hele mission wat Jesus vir sy disippels gegee het, om uit te gaan en om siele te wen, en om die koninkryk te verkondig aan alle nasies en alle volke, word heeltemal gemis. Nou kan jy vir my sê, maar Kobus, hoe is dit moontlik? Hoe kan jy glo wat hierdie ding sê? My vriend, daar is nie een plek of een Bybelvers in die Bybel waar daar 'n demoon gemanifesteer het onder die anointing van ons koning Jesus Christus waar hy gelieg het nie. Toe Jesus in die sinagoge gekom het, daai demoon het nie gelieg nie. Toe Jesus met die skei saam sy disippels oor die see gekom het en sy voete op land gesit het en daai demoon gemanifesteer het van daardie besetene van Gadara. Daai demoon het nie gelieg nie, want Jesus het vir hom gevra, "Wat is jou naam?" En hy het gesê Legion. Hy het nie gelieg nie. Onder die autoriteit van Jesus Christus ons koning. Meneer dominee en pastoor, het jy al vir God gevra om jou te wys of daar nie hekse in jou kerk is, of sorcerers, of witch doctors, of sataniste, wat agente van Satan is, wat die revival in jou kerk stop nie? Maar die geestelike riem bestaan nie vir die meeste kerke nie. Mense, is tyd dat ons moet wakker word.
Ons moet wakker word. Ons Afrikaner mense, ons is so vasgevang in religion, dat ons die werke van God en die grootheid van God in Jesus Christus, en dit wat hy vir ons gegee het in die autoriteit van Lukas 10 vers 19, en in Markus 16 vers 17, nie eens meer raak sien nie. Ons is te geïnfiltreer en vasgevang in die wêreld. En ek kan nou vir julle sê, dat oralste is daar agente van die vyand. Oralste. Daai persoon wat langs jou sit in die kerk, wat homself voordoen as 'n engel van lig, kan een van die agente wees van Satan wat gestuur is om die revival in jou kerk te stop. Om nie eens te praat nie, dis nie eens meer net by ledemate wat 'n dag tot dag kerkgangers is nie. Dit gaan al so ver op tot in die hoogste gesag. Dis die realiteit. En ons Afrikaners, ons is so goedsmoeds, ons glo mos alles. Ek kom doen 'n beroep op elke kerk, op elke dominee, op elke pastoor, elke kind van God wat homself 'n Christen noem, wat Jesus Christus as jou verlosser en jou saligmaker aanvaar het, om te bid vir revival, vir herlewing. Want as die vyand stoot, dan sal ons harder stoot. As die vyand teen ons wil kom vir revival, sal ons harder bid vir 'n revival, sal ons dieper gaan. Dis nou die tyd om te vas, dis nou die tyd om te bid. Ek kom doen 'n beroep op die intercessors, om nog harder in te tree, erger as ooit tevore. Want as die vyand stoot, sal ons harder stoot. Want ons is in die wenspan. Ons het die koning van die konings, koning Jesus Christus, agter ons. Hy back ons. Jesus back ons. Jesus is daar vir sy kinders. Wat amazing is hoe God hierdie vrou kom vrymaak het. Hoekom? Want hy weet sy's 'n kragtige intercessor in die koninkryk van God, wat diensbaar is vir die koninkryk van God. Mense, die tyd is nou. Dis nie oor 'n dag of oor 'n week of wanneer, die tyd is nou vir revival. Kom ons tree in, kom ons bid, soos nog nooit tevore nie. Kom ons kom in eenheid, in die naam van ons koning Jesus Christus. Baie seën.